die begeerte in my hart, Here, dat ons hart begeerte en sê, Lord, I'm make room for you. Come do whatever you want. Come do whatever you want to do. Even if it costs us everything, come do what you want to do. Here, begin by my, Here, kom doen wat jy wil doen in my lewe. Kom verander my in die beeld van Jesus. Dankie vir die prys wat jy kon betaal het vir elkeen van ons volk. Here, mag het ons posisie wees, Here, om net voor die om duidelik te kom kniel voor die Here. Ek sê, Here, ons kom in aanbidding voor U. Ons kom in bewondering voor U. Ons kom in dankbaarheid voor U. Ons kom in absolute liefde teenoor U. Nie net om te ontvang die Here. Ons het reeds klaar ontvang die dinge wat ons nie verdien. Volgende kom ons Here en ek vra met Here dat U met elke persoon sal spreek vir ons. Heilige Gees, kom breek op in ons hart in Jesus naam. Amen. Ek het sê, ek wil net hierdie een liedjie speel, sing vanoggend in. Jy daai verklaring kan maak om sê, begin by ons. En as 'n wilsbesluit dat sê, I'll make room for you. Ek het nou nie eers die konversie vir dit as ek praat van volgende jaar. Maar ek weet ek julle al gedink het aan die woordjie worship. Daar is baie woordjies wat so 'n kombinasie van twee is. Jy kry friendship, relationship, apprenticeship. Jy het apprenticeship. En as al hierdie klomp ship, dan is nie net die boot. Dit is nie 'n boot wat ons by 'n woord voeg nie. Dit beteken 'n posisie. Jy weet, ek staan in 'n posisie teenoor 'n persoon in 'n verhouding, 'n relationship, in 'n vriendskap, in 'n werksposisie. En dan kom ons by die woordjie worship. En dan kom maar die woordjie worth, waarde. Wat is die waarde wat jy iets bepaal om te sê, my posisie daarin is die posisie van bewondering. Hierdie posisie van admirasie, hierdie posisie van ek surrender dit alles. Ek gee my alles oor. Wat is daai waarde? So ek wil volgens jou vra, wat is die waarde wat jy heg aan God? Wat is God vir jou vanoggend? Wie is hy vir jou? Weet, is dit net dit wat ons met ons religie, ek like soos die liedjie sê, kan break down the walls of my religion. Ons word in 'n Christen land gebore, ons word groot in 'n Christen land, ons is van kleintyd af gewoonlik in die kerk en ons ken die kerkstruktuur, ons hoor van God, ons hoor van Jesus en ons hoor van die Heilige Gees. Maar is hy reël die binnekant? Is hy regtig reël vir jou? Of is hy hierdie genie in die bottel, wat ons net gehoor het van, hy die beste vir jou gedagte. En hy is gekom om vir jou te sterf, en as jy bid, dan sal hy vir jou gee wat jy voor bid. En dit is 'n prentjie wat jy het van God. Of is hy die ene wat jou consume? Is hy die ene wat oorval? Is jou lewe neergelê vir hom? Is hy die een wat in jou gedagtes is? Is hy die een wat in jou woorde is? Is hy die een wat in jou hart is? Wanneer jy jou werk doen, is jou fokus, hoe kan ek God behaag? Hoe is my integriteit by die werk? Hoe kyk ek na mense? Behaag ek God in die manier wat ek na mense kyk? Want dis waar die aanbidding begin. Is God prioriteit eerste in jou lewe? Of is dit 'n ding wat ons op 'n Sondag doen en ons kom om te kom worship? Ons dink ons kom hier en ons sing 'n liedjie of twee en ons is besig om te worship. Want ek wil vir jou sê vanoggend, as jy kom en ons staan en ons sit en jy is besig om te worship, maar jou gedagtes
is by die bekommernis by die huis. Hoe gaan ek die rekening betaal? Dan is dit waarop jy fokus, is jou bekommernis. Wanneer jy aanbid en jy dink aan 'n goed is, dit waarop jou aandag gefokus is, dit waarop jy dink, is dit wat jy besig is om te aanbid, want dit is die een wat prioriteit neem in jou lewe. Dit is die een vir wie jy sê, dit is die een wat my tyd verdien. Dit is die een wat my aandag verdien, daai situasie. So ek weet nie vanoggend wat is in jou hart. Want ons kan hier staan en ons kan sing, maar jy is bekommerd, ek wonder hoe gaan ek hierdie ding maak werk. Jy fokus, jy is bekommerd oor daai verhouding, daai vriendskap, daai status, daai persoon wat jy te nagekom het. Dit is dit wat jou fokus vat. Dit is dit waarop jou aandag gefestig is. Ek weet nie of julle al, wie van julle weet, waarso word die woordjie aanbid die eerste keer in die Bybel gebruik? Ek van julle idee. Want dit wys wat aanbidding regtig al is. In Genesis 22 speel hierdie verhaal af. Abraham het die belofte van God ontvang. God het hom gesê, ek sal vir jou 'n seun gee. En deur hom sal jou nageslag wees soos 'n ster van die hemel in die see van die sand. So God gee vir hom hierdie belofte en hy sê vir hom, dit is my droom vir jou. En hy het hom beveel en hy sê, trek op uit hierdie land en gaan na 'n land. En Abraham was gehoorsaam aan God. Hy het al hierdie goeders gedoen. Hy het gedoen wat hy moes doen. En die Here het vir hom, nou kom Pieter, en die Here het vir hom hierdie belofte gegee. En ons ken die verhaal. Die Here het die land gevat van Abraham, en hy maak sy eie plan met die slavin, en Ismael word gebore, en 'n rukkie later, kom die belofte in vervulling, en Isak word gebore. Wie is hierdie belofte van God? God is 'n waarmaker van sy woord. En dan in Genesis 22 gebeur daar iets wat nie so nice is nie. En dit sê 'n ruk na die vorige gebeurtenis het God Abraham op die proef gestel en hom vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, hoor gou mooi, wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Jy weet, ek wil jou sê, aanbidding kan nie gaan sonder liefde nie. Jy aanbid dit wat jy liefhet. Ek wil regtig waar vir jou sê, jy sal sien wat jy aanbid. Waar jou tyd gaan, waar jou gedagtes gaan, dit waarop jy fokus is dit wat jy liefhet. En net jy kan daai in die eerlik antwoord sê, is God my fokus. Hy is my hele lewe oorgegee aan hom. Het ek hom onvoorwaardelik lief. Gees, siel en liggaam, met alles van hom. Het ek hom en hom alleen lief. Of het ons die dinge in hierdie wêreld lief? Die grootsheid van hierdie wêreld en die begeertes van hierdie wêreld en die aanloklikheid van hierdie wêreld. Want baie keer wil ons God gebruik om daai te kry. Ek bid vir dit. Ek bid vir die sukses in die wêreld. Ek bid vir daai goeders. Want jou grootste toets gaan wees om te kyk of God belangriker is as die droom en as die belofte en as die antwoord. Die woord sê, die Here het vir Abraham getoets. Hy het hom gevat en gesê, daai belofte wat ek vir jou gegee het, daai seun wat ek vir jou beloof het, wat lewend is, die een wat jy lief het, vat hom en gaan offer. En Abraham kom by hierdie plek en hy moet sê, is God groter as die belofte? Is God die grootste? Is dit die een wat ek werklik maar lief het? Is my gehoorsaamheid aan hom en aan hom alleen? Of gaan ek redeneer, gaan ek begin plannetjies maak,
Weet en ons ken die gedeelte dat Abraham vat 2 van sy diensknegte en hulle laai die donkie en hulle kloof die hout en hulle vat alles. En hulle kom by die berg en Abraham kom en hy sê vir die 2 diensknegte, bly julle hier. Ek en die seun gaan op daarna. Daai plek waar Abraham daai offer moes plaas. Daai plek waar Abraham daai ding moes oorgee, was die plek van aanbidding. Weet en aanbidding, ek wil ook sê, is nie aanbidding as jy iets kos nie. Ons is so geneig om net te gee wat gemaklik is. En dan dink ek, hoeveel geleenthede is daar wat ons het om te aanbid? En ons mis dit en ons sê, ons is nie die regte tyd nie, ek wil vanaand my ding doen. Weet jy, ek wil sê, aanbidding kom buiten die tyd. Aanbidding kom se prys. Weet jy, ek luister baie keer as mense kom en dan dit verskonings oor, hoekom hulle nie kan doen nie. Hoekom hulle nie kan betrokke raak nie. En weet dit waar jy jou waarde heg, dit wat jou tyd consume, dit wat aan jou aanbidding kom met jou beurs, dit wat aan jou geld vat, is dit wat jy by einde van die dag besig is om te aanbid. Dit kos 'n offer om te aanbid. Dit kos iets wat jy op die altaar sit. Ek wou regtig 'n vraag vra. Jy moet my antwoord. As die kerke lyk soos wat dit lyk vandag, en dit kos jou niks nie. Ons lewe in 'n vrye land. Daar's nie vervolging nie. Daar's geen druk nie, jy kan kom soos jy wil. Dit is gemaklik, dit is verniet. En ons sukkel nou so om te aanbid. Ons sukkel nou so om deel te wees. Ons sukkel nou so om te sê ek is Sondag na Sondag daar. En ek wil nie praat met die kerk, ek praat van jou hart. Ons sukkel nou, ons aanbidding is Here, U is waardig, ons praat van hoof. U is alles in my lewe, maar dit is net een Sondag na maand, dis al wat ek gee. Die res is my Sondag, is my tyd. Is God regtig daar? Is ons aanbidding regtig daar? En ek wil dit nie wetties en maak, ek praat met jou hart. Jy kan by die huis sit en jy kan die wonder wat van aanbidding en met God. Dit gaan nie vir my oor die kerk, ek praat van, is dit nie nou? Dit kos nou nie 'n prys nie. Wat sal gebeur as jy goed in hierdie land moet verander? Wat jy met jou lewe moet betaal vir jou geloof? En jy dit dan kan doen as ons nou so sukkel? As dit nou so moeilik is om iets van jouself te kan gee vir die koninkryk. Jesus sê, jy kan nie God en Mammon lief hê nie. Ek dink baie keer weet die Here, kan vir jou sekere goeie vergee, want jy kan nie vertrou nie. Want daai ding gaan God raak in jou lewe. Hy sê nie kan die geld en hy sê die liefde vir God. Die liefde vir status, die liefde vir jou eie belang en die liefde vir jou eie droom. En die wêreld gaan alles oor dit wat jy lief het. So Abraham word getoets en hy kom op daai plek en hy sê, gaan jy vir Isak offer? Gaan jy hierdie seun wat jy lief het, is jy bereid om hom op die altaar te plaas as aanbidding vir my? En Abraham gaan, miskien die storie en gehoorsaam, want hy gaan die berg op. En hy het alles gedoen en toe hy by die mes staan en kom word en hy sê, ek het getoets en ek sien, ek was eerste in my lewe. Kan baie van die dinge wees waarvan jy die Here vertrou en die deurbrake wat jy nie kry nie, wees as gevolg oor daai ding 'n hoër prioriteit het as God. As jy ek wil nie daai ding op die altaar plaas nie, ek soek nog steeds daai ding. Dis vir my net daai bietjie belangriker as God. En jy weet, aanbidding en liefde moet saamloop. En ons ken so baie van die woord is vol van liefde. God is 'n God van liefde. Hy is liefde. Hy het nie net liefde, hy is liefde. Hy is die openbaring van liefde. En dan ken ons Johannes 3 vers 16, baie bekende gedeelte. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad. Dat hy wat gedoen het? Dat hy sy seun gegee het. Hy het gekom en hy het kom offer. Hy het iets kom offer wat vir hom die belangrikste wat hy kom gee om te sê, dit is hoe lief ek julle het. Dit het hom iets gekos. Hy het gekom om te kom offer.
liefde en aanbidding gaan jou iets kos. Wie kan jy al twee lief hê? Vriendskap met die wêreld is vyandskap teen God. Weer, daar is altyd die kompetisie, die vlees en die gees beklei teen mekaar. En daar gaan altyd 'n geveg wees binnekant vir jou tyd, vir jou geld, vir jou commitments. Nie net hier nie, maar van in jou binnekant. Daar gaan altyd 'n rede wees om vir 2 ure te Facebook of vir 10 minute bid, 10 minute tyd met God te spandeer. Dit gaan altyd daar wees. Dis God eerste. Jesus kom. Ek weet nie of julle al so daaroor gedink het. Jesus kom in Matteus 4 en hy het gevas. Jy weet, Jesus is versoek soos elke mens. Hy is God, perfek God, maar ook mens. Hy het die vleeslike natuur, hy is nie net mens wat hier rondgeflout het en nie versoekings gehad het nie. Toe hy gevas het sy vlees is versoek. Hy het hongerpyne verstaan, hy het geweet waaroor dit gaan, sy vlees het 'n prys betaal. En dit is ons vlees, so die gemaklike deel. En Jesus kom in Matteus 4 en hy vas, en teen die einde van hy 40 dae, kom die duiwel. En die duiwel versoek hom. En die duiwel sê vir hom, hy vat hom op die hoë berg, en hy wys hom uit hom. Daar kom die berg. En hy sê vir hom, dis alles myne. En dit is syne. Hy sê, al die koninkryke is myne. So alles wat opgebou is wat mens bereik het, al die suksesse, al die oorwinnings, al die standbeelde, al die trofees wat bereik is, al die lande wat oorwin is, sê hy, dis alles myne. Maar ek sal dit vir jou gee. As jy neerval, die wat doen? Die my aanhou. Weer die duiwel soek een ding, van die begin af. Ons weet, hy was in die hemel gewees. Ek kan amper sê, hy was second in charge, as jy het so wil doen. En jy weet, wat het hy gesê? Ek wil soos God wees. Hy wil die aanbidding gehad het vir homself. So alles gaan oor die aanbidding. Hy wil die aanbidding gehad het vir homself. Dit was sy plan van die begin af. Hy wil soos God wees. Hy wil daai aanbidding, hy wil daai hoof hê. Ek wil worthy wees. Ek wil die erkenning hê. Ek wil hê mense moet my voete neerval en my aanbid. Maar ek kon nie. Want daar sê dit eenwaardig moet ons kom. En ons ken die storie, hy is uitgewerk by die hemel. En hy kom en Jesus word gestuur na die aarde toe met een missie. Dis om ons los te kom. Ons wat in sonde gebore is. Ons wat vasgevang is met hierdie kondiens, met hierdie oortuiging van die wêreldse suksesse kan ons waarde gee, ons kan ons identiteit kry by hierdie en by daai en al die plekke. En Jesus kom en hy kom om ons los te koop, die vyand kom en hy wil een ding klaar weghaal. En hy kom versoek Jesus en hy sê, ek gee vir jou aan, as jy neerval, my hand. En Jesus antwoord op en sê, God aan jou. En dit gaan alles oor daai ding van die waarheid. En dan kom ons en God het kom en hy het alles geskaap. Die aarde, die hemel, alles. Alles wat jy kan sien het God geskaap. So hy kon enigiets gee om ons los te koop. Enigiets. Al die goud, al die silwer, al die planete. Hy kon enigiets gee om ons los te koop. Maar hy stuur dit wat die meeste waarde het in die hemel. Niks is meer waardevol as Jesus. Goud kom nie by hom nie, status kom nie daar nie, niks van ons menslike goeders kom daarby nie. Dit is Jesus. Die woord leer ons, deur hom is alles geskaap, deur hom het alles bestaan. Deur Jesus het elke liewe ding ontstaan. Die woord sê, hy is lewe.
Hy is alles. Daar's niks meer waardevol as hy nie. So Satan het geweet, as Jesus sou val vir daai versoeking en hy aanbid hom, dan Satan meer waarde as hy. Want hy die hoogste waarde in die geestelike riem, hy die hoogste waarde in die hemel. So as Jesus hom neerval en hom aanbid, dan het dit wat die meeste waarde gegee aan Satan. So daar's niks hoër as Jesus en hy kom en hy betaal die volle prys vir ons. En die vyand weet, hy kon nie Jesus kry om te val vir hy lewe nie. Hy kon nie Jesus kry om te aanbid. Om hom te aanbid, om aan hom die erkenning te gee, en aan hom die waarde toe te heg. En dan kom hy na ons wens toe. En hy wil vir ons mens vertel, luister, dieselfde goed as die koninkryk. As jy daai het, en hy vermom hom in jou werk, in jou geld, in jou tyd, in jou verhoudings. En hy sê, as jy dit het, as jy dit waardig ag, as jy dit plaas bo my, dan het jy die antwoord. As jy dit begin aanbid bo my, en ons val verraad. Ons maak weer staat op ons werk. Ons sê, as ons bid, Here, verander my werksituasie, maak my werk suksesvol, want ek vertrou in jou werk. As jou werk regkom, gaan jou geld regkom, as jou geld regkom, gaan jou huwelik regkom, so jou werk is God. As jy gaan werk in jou verhoudings, jou status beter, as jou verhoudings raak met God. En ons wil, hierdie goed is alles in hierdie wêreld wil ons God maak. Maar dit is die ding wat ons laat veilig voel. Dit is die ding waar ons sekuriteit het. Dit is die ding wat ons voel, as ons net daai ding kan regkry, dan sorg dit al my probleme. En dan wonder ons maar, hoekom antwoord God nie? Ons kom hier op 'n Sondag, ons sing 'n paar liedjies en ons sê gebed op, maar my huwelik val nog steeds op mekaar. My identiteit is nog steeds nie vas nie. En ons hardloop na al hierdie ander goeders toe wat ons dink, as ons dit het, dan is ons veilig, dan is ons secure. En ons aanbid alles behalwe wat ons moet. So ek wil vanoggend vir jou vra. Wat is hier in jou hart? Wanneer ons praat van aanbidding? Is daar enige iets wat jy vanoggend moet sê? Ek moet goed. Ek weet die soos afgode in my hart. Die vyand het gekom en hy het sekere goeders. Het hy gekom en ek het 'n prioriteit gemaak om te doen. Ek het in hierdie gemaklike posisie gekom. Ek kom 'n keer 'n maand kerk toe. Elke oggend lees ek 'n stukkie Bybel. Sê 'n rympie op. En ek gaan uit en ek probeer in die wêreld my sukses kry. My werk is my God. My huweliksmaat is my God. My gesondheid, my liggaam. Is my God. En wat is die verskonings wat jou dalk in die kerk kry nou, wat ek al hoor van mense wat maar tot hulle diere gebruik as verskoning. Hulle kan nie weggaan nie, die diere. Hulle kan nie dit doen nie. Ek praat reg met jou waar. Dit is, hulle kan nie weggaan nie, die hond kan nie alleen wees nie. Gaan die hond jou in die hemel plaas. Mense kom en hulle sê, ek het nie genoeg brandstof om in en uit te ry nie. Met elke dag genoeg brandstof om by die werk te kom. Weet jy maar? En ek praat daar, ek praat met myself, want ek was goed as ek met mense lewe, maar jy moet gaan kyk, Here, wat is in my hart? Wat is my verskoning? Hoekom kan ek dit nie doen? Sondag die enigste afdag is werk, waar is Sondag rus ek? Ek wil vanoggend jou vra, jy nie vanoggend of hy liedjies sing, jy net vanoggend sê, ek maak het nie om te doen, en sê, die alleen is waar, you alone are worthy of worship. Ek staan in hierdie verhouding, dit is net 'n lied wat ek sing.
Dit is U alleen, my hele posture, my hele wese is daar om te sê, ek kan bid nie, alles, my tyd, my geld, my talente, my hande, my vermoëns, bring ek na U toe, ek kom en ek sê, Here, hier is ek, dit gaan oor U en U koninkryk. Ek wil nou vanoggend dat ek moet, dit gaan nie vir my oor die kerk, dit gaan nie vir my oor, wie is die persoon, dit gaan oor, is God nommer 1 in jou lewe, dan bid jy hom of jy want ek wil ons allemaal so'n bietjie deurbraak en ek dink dit is so maklik om te sê, ek sal God aanbid, so lank as wat daai droom in my hart, so lank as ek net as die Here seën hierdie en seën daai en seën dit en ek wil gemaklik wees in die lewe. Daar kom toetse waar jy vir Isak moet gaan offer. En die offer is nie hierdie ding van God wil iets van my vat en ek wil my straf nie. En hy wil jy aan die vlees moet sterf. Daai vlees van jou wat so in rebellie staan teen God, want ons vlees wil ons gemak hê, ons genot hê, ons wil die liedjies sing. Ons wil die liedjies sing waarvan ons hou. Ons wil die preke luister wat ons wat goed voel. Ons wil die dinge doen in ons tyd, ons doen. God sê ek alleen is waar. En hy sê volgende keer, ek het vir jou die dienste prys. Ek het gestuur wat die meeste waarde het, wat gesag dra. En Satan het dit geweet, en dit was Satan se begeerte om myselfe waarde te kry en sê, ek is iemand wat my kan aanbid. En ek weet ek kan nie, en hy wil jou om my gebruik. En hy wil slawe hou van al die goeds. Van die werk, van alles, en hy sê, ek vermoed ons gedaan zijn. Ek gaan nie so bedreig om sê, dit laat jou veilig is. Dit is jou sukses. Om begin bid voor ons trek in die kerk en ons trek voor ons. Maar as God eerst is hy aan die ene ons. En kom ons staan vanoggend en as hierdie liedjie wat sê hier is my hart. Kom ons staan as jy wil en as jy vanoggend voel en jy weet die Here praat met jou hart is. Iets wat jy weet dat ek weet God is die eerste daan. Ek kan bid om nie soos wat ek moet nie. Kan jy nie vanoggend net jou hart in die Here bid? Dit is maak reg om aan te sit in die nagmaal tafel. Hierdie is 'n simboliek van die dierste prys wat God betaal is vir jou vanaand. En dan sê hy, die op 'n onwaardige wyse van hierdie eet, bring op oor jou omsluit. As jy vanoggend hierdie gebruik kan verklaar, jy Jesus het die volle prys vir my betaal. Van daai volle prys, my identiteit en my verlossing en my vryheid is nie gebonde aan my goedes in die wêreld nie, dit is aan wat my gebeur het. Aan die dood en die opstanding van Jesus. So ek wil vanoggend jou vra, terwyl ons nou so gaan staan en ons sing met hierdie liedjie, wie kan net luister. Want terwyl jy so net jou hart oopmaak, voor jy aan sit en jy my tyd. My liefde, my vriende, my verhoudings, my geld, wat is die ek jy het gesê, maar jy weet, wat is dit met jou wêreld van God, of daar is die verkeerde vriendskap, verkeerde gesprekke. Jy moet sê, ek plaas dit op die altaar, want ek moet die eerste plaas. We don't have to come to God like somebody else. We come to Him like we are. A lot of times that means that I start my prayer time with God, just show me my heart, show me where I am, God, show me truth about myself, so I know how to follow you. Sing this prayer with us. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Sing it again. Here's my heart. Here's my heart.
Here's my heart, Lord. Speak truth, Lord. Speak what is true. I am found, I am yours, I am loved, I'm pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. 'Cause I am found, I am yours, I am loved, I'm pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free. 'Cause you are strong, you are sure, you are life, you endure, you are good, always true, you are life, breaking through. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my life, together. Here's my heart, Lord. Let me sing. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Speak what is true. Ask God to search your heart. Open us up. Speak to us. Draw us closer to you, Father. We sing this prayer to you. You are more than enough. Can you sing that? 'Cause you are more than enough. You are here. You are love. You are hope. You are grace. You're all I have. You're everything. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Speak what is true. Speak what is true. Ek voel maar net vanoggend in my hart. Dit aanbidding is nie net die woorde wat ons sing nie, dit is ons hele mens wees. 'n Posisie waarin jy self bevind. Daar is jy vanoggend en jy weet jou posisie is 'n posisie van bekommernis. Jou posisie is 'n posisie
van wanhoop, in 'n posisie van opgee, in 'n posisie van depressie, in 'n posisie van negativiteit, nie 'n posisie van aanbidding nie. Nie 'n posisie waar jy God kan aanbid nie, maar jy staan in hierdie posisie en alles rondom jou is hierdie vrees en hierdie vasgevang in 'n hopeloos. As jy dan vanoggend na die tyd op net wil sê, dit saam met my, ek kom agter, ek kan nie aanbid nie, my hele posisie is 'n posisie wat focus weg van God. Ek is bekommerd oor die dinge van hierdie wêreld. Die vyand het my vasgekry om oor die lewe te glo van hierdie dinge. Ons vra saam met jou. Ek voor ons gaan aan vir die nagmaaltafel. Met die aand waarop die Here verraai het, het hy gekom en hy geëet saam met die disippels. In daai plek het hy die aand brood gevat en hy so gebreek. En hy het gesê, neem dit is my liggaam. Sy liggaam wat die meeste waarde het, mag het sy verstaan in die dag. Die meeste waarde. En die vyand het begeer om homself hoor, om ons te kom. En dieselfde met die wyn met die druiwesap. Dit is my bloed wat vloei. Dit is teken van 'n nuwe testament. Neem dit tot my nagedagtenis. So dikwels as ek dit praat. En dit is waar ons aanbidding vandaan kom. Jy weet soos wat Abraham vir Isak moes gaan offer, het God gekom en hy is geëksperimenteer as 'n lewende offer. Dat ek het julle lief. Ek wil dus net in hierdie wêreld kan vir jou byvoeg God se liefde vir jou is. Hoe sy hart vir jou is voor. Die vyand kom vir jou en hy wil vir jou al die liefdes vertel en sê als nodig om sy toer te weet, God nodig om sy toer te wees. Jy het God nodig om veilig te wees. Jy het God nodig om standvastig te wees en vry te wees. Die ander moet maak die vry. So wanneer jy vanoggend hierdie gebruik, sê net dood, en ek sit alles kwijt. En ek vat hierdie prys, hierdie wat jy betaal. En ek kan bid vir dit wat jy vir my gegeven. My waarde word nie gevind aan die goeders buitekant in die wêreld, en my waarde word gevind aan dit wat op die altaar is. Op die kruis is. Die self gegee vir elkeen van ons. So, ek weet,